Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Wat 'n lieflike oggend is dit nou nie weer vanmôre nie. Dis weer ek pastoor en evangelis David de Villiers wat met julle gesels vanmôre. Ja, ek het iets wat ek op my hart het wat ek met julle wil deel vanmôre. Ja, die Here deel deesdae baie goedjies soos wat hy vir die voeltjies sorg hy vir ons en ons is ver beter af as al die ander skepings en skepsels en wat have you. Maar gisterand laat het ek met die Here gesels en daar was bekommernis in my hart en so aan. En daar's baie vrae en so aan. Maar jare terug wil ek met julle deel toe die Here my geroep het in die bediening en ek het hierdie vrae gewaat. En yes, ek was so bekommerd en hoe en waar en hoe gaan dit gebeur en hoe gaan die Here my paaie gelyk maak, deure oopmaak, wat geen mens kan toemaak nie. En toe die Here my hierdie woord gee, toe staan ek vas daarop. Maar toe moes ek die Here vertrou om my vrou ook te oortuig, want as ek beweeg, moet sy saam beweeg. En seker so jaar daarna, toe kry sy dieselfde skrif wat ek vanoggend vir julle wil deel. En dit het weer gisterand weer iets oopgemaak. Hierdie geloofslewe, hierdie ons leef nie in aanskouing nie, maar ons leef in geloof. En ek wil dit graag met julle deel vanmôre uit 1 Korintiërs 9. Die opskrif is vryheid en regte van die apostel. As ons kyk na vers 7, sê hy, wie dien ooit as 'n soldaat op eie koste? Hy sê, wie plant 'n wingerd en eet nie van die vrug nie? Of wie pas die kudde op en geniet nie van die melk van die kudde nie? Nou ons weet, ons wat daai tyd in die weermag was, ons het net ons kleertjies gevat en gegaan. Hulle het vir ons gesorg, hulle het gesorg vir alles. As die grens toe gaan, het hulle gesorg vir die, hulle het gesorg, hulle het tot vir ons 'n salarisie betaal in die banke en so aan. Maar hulle het gesorg dat ons hierdie, as soldate van hierdie land, het hulle vir ons gesorg. Maar nietemin, as ek net kan 'n paar verse skiep en ek gaan hierso na vers 11 toe. As ons vir julle die geestelike gesaai het, is dit 'n groot saak as ons julle stoffelike goed maai. Julle moet dit self gaan lees. Hy sê, as 'n ander deel het aan die reg op julle diens, het ons nie nog meer nie. Ons het ewenwel nie gebruik gemaak van hierdie reg nie, maar ons verdra alles om geen hindernis vir die evangelie van Christus te veroorsaak nie. Weet julle nie dat die wat met die heilige dinge werk, uit die heiligdom eet nie? En dat die wat by die altaar besig is, met die altaar deel het nie? So het die Here ook vir die wat die evangelie verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe. Dis 'n belofte wat die Here aan my gegee het en dalk 'n jaar of wat so na aan my vrou. En ons staan nog steeds vas aan dit. Ons glo en vertrou nog steeds dat die Here voorsien. En weet julle, dit is verstommend partymal hoe ons bekommerd raak oor sekere dinge en dan gebeur daar iets en dan gaan 'n boodskap af en iemand saai in 'n mens se lewe in en net die Here weet op daardie stadium wat ons met hom gepraat het, wat ons bekommernisse was. En die Here werk in mense se harte en die mense saai presies net soos wat die Here het op hulle hart gelê het en soos wat ons met die Here gepraat het. So baie persone saai en hulle weet nie eens dat hoe die Heilige Gees binne hulle gewerk het nie. Is dit nie verstommend hoe God werk nie? God het jou lief. Hy het jou lief. En die Here gaan my nie roep as hy nie vir my gaan sorg nie. So ek wil by julle los vanmôre. Bid vir ons. Dink aan ons. Want hierdie evangelie
is nie maklik nie. Maar, dis die moeite werd. Ek doen dit omdat ek lief is vir julle. Dis hoekom ek nie doekies omdraai nie. Die Here het my te diep uitgehaal om doekies om te draai. Die Here het my te diep uit die dwelms uitgehaal en my verlede weggewas en het my sonde gevat so ver as die ooste na die weste. Hy gooi dit in die diepste van die see en hy sê jy mag nie weer visvang daar nie, hoor. Moenie weer visvang daar nie. Hy dink nooit weer aan nie. Baie mense in my lewe het my verlede teen my gebruik. Maar een ding kan ek vir julle sê, die Here het my nuut gemaak. Die Here ken my hart, hy ken my gedagtes, en hy weet ek is opreg. Ek kan met 'n mombakkie voor baie mense loop, maar ek het net 5 minute nodig in jou geselskap om te weet wat jy glo, wie jy is, en wat jy doen. Jy kan vir God niks wegsteek nie. So geliefdes, ek wil met julle praat vanmôre. Wees getrou in die Here, en julle sal sien wat die Here vir julle doen. En weer eens dankie vir elkeen van julle, soos wat die Here op julle harte lê, en in ons lewens insaai. Die woord van God is waar en waaragtig. Hy sal nooit die brood wat jy op die water werp, ledig laat terugkeer nie. Glo dit net. Glo sy woord vanmôre. Hou vas aan sy woord. Ek is so lief vir julle. Ek is so lief vir mense. En ek wil nie hê dat julle verlore moet gaan nie. En ek wil hê julle dat julle die kennis van die woord sal ontvang. Nie goed wat ek uit my duim uitsuig nie. Die woord van God. Want die woord van God behoort aan hom. Hy is die woord. In die begin was die woord was by God en die woord was God. Dis nie my woord nie. Ek kan nie die woord verdraai by my te pas nie. Ek kan die woord bring soos wat die woord oorgedra moet word. Soos wat die Here dit op my hart lê. Ag, mag die Here julle net seën. Ek hou daarvan om julle te seën. Mag hy julle behoed, mag hy julle bewaar, mag sy aangesig oor julle skyn, en mag sy aangesig oor julle verhef wees. Ag, mag hy julle genadig wees, mag hy vir julle vrede gee, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Baie lief vir julle, geniet 'n wonderlike, mooi dag uit die hand van die Here uit. Bye bye.